Jy is goed genoeg, want jy is pragtig. Jy is intelligent, snaaks, uniek. Jy is goed genoeg, want jy verdien liefde. Jy verdien vrede. Jy is nooit te veel nie, altyd genoeg. Jy is kosbaar soos 'n diamant, 'n parel, 'n roos, die mees ongelooflike skepping. Jy is meer werd as wat jy kan begryp. Meer as die syfer op die skaal, die haarprodukte wat jy gebruik of die skoene wat jy dra. Meer as die hoeveelheid vrouens wat wens hulle was jy of die mans wat wens hulle kon jou kry. Meer as die uitslae op jou toetse, op die likes op jou Facebook. Jy is meer kosbaar as enige aardse ding. Iemand het jou lief ten spyte van wie jy dink jy is. 'n Model in 'n tydskrif of 'n tuisbly ma. Of jy voor in die ry staan of agter wegkruip. Of jy gewild is of nog nooit 'n vriendin gehad het nie. Of jy lief is vir jouself of jy beeld in die spieël verafskeer. Of jy voel dat jou hele lewe in mekaar intuimel. Of jy 'n wenner of 'n verloorder is. Jy verdien iemand wat dink jy is goed genoeg. Want jy is sterk. Jy is in staat om goed genoeg te wees. Jy moet daardie vrou vind om haar vry te laat. Want dit is wie jy is. Ek dink aan die koester en die vinger wat sirkels op my vel trek en die warm asem in my nek en die wete, ek is veilig. Ek dink aan haar verdraagsaamheid en die warm glimlag wat sy huldig en die aanmoedigende knik van haar kop en die gedagte, ek is geliefd. Die wêreld draai onlangs in soveel verskillende rigtings en onsekerheid is net nog 'n klip wat ons in ons rugsak dra. Maar een ding bly verseker, daar is nie 'n groter liefde as die liefde van 'n ma. Sy versorg stikkende knieë terwyl sy haar eie stikkend maak in gebed. Sy hou hande en harte vas, vang trane en verkoues en uit elke donker gat, elke sloot waarin ons onsself bevind, is dit sy wat ons red. Dit gebeur deesdae te gereeld dat ons kamerdeure toegeslaan word uit pure frustrasie, sodat die kusyne swaar kry onder die skielike impak en jou verdriet soos are deur die huishouding vertak en die kreet, niemand verstaan nie, uit jou keel ontsnap. Maar terwyl sy met haar mou onwillekeurig mik na 'n traan, sal een kyk die begrip in haar omgee oë verraai. Mamma verstaan. Jy lyk soos jou ma. Dis die grootste kompliment wat 'n mens kan ontvang. En al waarna ek streef, is om te hoor dat ek wie sy is, haar wese, haar persoonlikheid ook weerspieël. Ek weet hoe om lief te hê. Ek weet hoe om te bid. En die koninkryk van God, ek weet ek is 'n lid. Ek weet my naam is op ons Vader se hand geskryf. Ek weet ek is uniek, anders geskape as jy. Ek weet, by elke hindernis help hy my daardeur. Ek weet dit, want my ma het my geleer. Navigeer sy die pad van moederskap soos iemand wat dit al 1000 maal geloop het en open sy haar arms met die verwelkoming van 'n huis, my huis, wat sy deure waawyd vir my oophou, wagtend dat ek myself kom tuis maak. Dis nie moeilik as dit my ma is nie. 'n Moeder se wêreld draai om die mense wat daagliks 'n gelate glimlag op haar gesig laat verskyn. Min wetend dis sy wat elke harde woord se wond laat verdwyn. Koester haar, hou haar veilig, beskerm haar hart van goud en hanteer haar as meer as goud werd. Sy is bitterlik raar. Benut elke oomblik en gee aandag aan haar gelaatstrekke soos wat sy aan joune gedoen het, toe jy so delikaat soos 'n porseleinpop in haar arms gelê het. Elke stukkie van jou kom van haar. Here Vader, ek gaan af op my knieë soos wat sy my geleer het. Sy wat my siel gelaat in bloem. Papa Jesus, dis 'n seën wat U my gegee het. Dankie dat ek haar my mamma kan noem. Geseënde Moedersdag aan al die moeders ook onder ons en mag dit vir ons almal 'n goeie dag wees. Ons is tans in die seisoen van opstande. En vir die laaste paar weke sê ons vir mekaar,
opstanding van Jesus is nie net iets wat ons een keer 'n jaar vier met Paasnaweek nie. Maar daar's iets soos die seisoen van opstanding. Die seisoen van opstanding strek tussen Opstanding Sondag met Paasnaweek en Pinkstersondag. 'n Tydperk van 50 dae. Die woord Pinkster wat ook 50 beteken. En met Opstanding Sondag het ons fees gevier en meer as 20 persone is gedoop. Ons het 'n groot geleentheid gehad en ek wil jou nou al regmaak vir Pinkstersondag. Pinkstersondag gaan ons weer 'n doopgeleentheid hê. En as jy nog nie gedoop is nie, is dit dalk jou ideale geleentheid en 'n betekenisvolle tyd om op daardie Sondag gedoop te word. Maar nog groter as die opstandingsseisoen is daar die lewe van opstanding, waar jy en ek genooi word en ook toegerus word om die opgestane lewe te kan lei. En daarom stap ons as 'n gemeente vir hierdie paar weke baie stadig deur die boek Kolossense, om te leer maar hoe lyk so opgestane lewe? Hoe vorm God hierdie opgestane lewe in jou en my? Vanoggend staan ons stil by Kolossense 2 en ek wil jou nooi om jou Bybel oop te maak. Kolossense 2 vers 6 tot 10 gaan vandag ons skriflesing wees. Jy is welkom ook om op skerm saam te volg uit die 83 vertaling. Vers 6 begin Paulus en sê hy: aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë of argumente wat misleidend is nie. Dis dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hierdie brief het 'n struktuur. En ek wil jou nooi, wanneer jy na 'n Bybelboek toe gaan, om heel eerstens die groot prentjie te kan kry en vir jouself 'n struktuur uit te werk, maar hoe is hierdie brief aan mekaar gesit? Vir myself om te onthou, het ek die letters G gebruik en ek wil jou nooi om ook hierdie letters te gebruik, hierdie alliterasie as dit kom by hierdie brief. Kom ek gaan weer terug na die eerste week toe. Ons het begin en gesê, hierdie brief begin met die eerste G, met groete. En teen hierdie tyd sal julle nou al weet, wat is die twee woorde waarmee Paulus hierdie brief begin? Genade en vrede. Inteendeel, elkeen van die 13 briewe wat Paulus skryf, begin hy met genade en vrede. En ons het vir mekaar gesê, wat daarvan as ons alles in ons lewe kan begin met genade en vrede? Wanneer ek op die N17 klim, genade en vrede. Wanneer ons instap en regmaak vir daai moeilike gesprek, dat ek nie kom met wapens en met argumente nie, maar dat ek kom met genade en vrede. Ons lewe in 'n wêreld wat genadeloos is, waar vrede baie keer net op die oppervlak is en nie eg is nie. Ons wêreld het 'n tekort aan genade en vrede. En dan beweeg Paulus, as jy die tweede G kan onthou, van groete gaan hy na 'n gebed toe. En hierdie is die gebed wat ek bid oor ons gemeente vir hierdie paar weke. Ek het vanoggend weer vroeg hierdie gebed oor ons gebid. Paulus bid en hy kom wys in hierdie gebed, hoe lyk 'n opgestane lewe? 'n Opgestane lewe word gekenmerk, dis gevul met die wil van God. Nie net 'n druppel van die wil van God nie, dis gevul, ons loop oor van die wil van God. Tweede ding in die gebed, 'n
'n opgestane lewe word geleef vanuit die krag van God. En dan derdens, 'n opgestane lewe word gekenmerk deur dankbaarheid en vreugde. En dis my gebed ook vir ons as Kruik, dat wanneer ons in ons gemeenskap leef, by ons skole, by ons werkplekke is, in ons woonbuurte is, op WhatsApp groepe besig is, op Sekunda se mense besig is, dat mense sal kan sien, hierdie mense se lewens word gekenmerk deur vreugde en deur dankbaarheid. Maar dan is daar 'n derde G. Ek weet nie of jy die derde een kan onthou nie. Die derde G, Paulus beweeg van groete, gebed na 'n gedig. En ons het verlede week gekyk na hierdie gedig. Een van die mooiste gedeeltes in die Nuwe Testament, die pragtigste gedeeltes in die Nuwe Testament oor Jesus Christus. En is in hierdie gedig, hierdie Christuslied, waar Paulus vir ons kom wys dat Jesus is die beeld van God. Jesus is die belangrikste, hy sê hy is die eerste, en Jesus is betrokke. Hy hou hierdie wêreld en alles in stand. Vanoggend beweeg ons na die 4de G. Groete, gebed, gedig, en nou die 4de G is 'n gevaar. Daar's 'n gevaar wat Paulus ons oor waarsku. Nou wanneer ek dink aan waarskuwings, dan besef ek ons lewe is gevul met waarskuwings. En hierdie week was ek baie bewus van waarskuwings. Waar sien ons oral waarskuwings? Waar hoor ons waarskuwings? En as jy 'n mamma is, het jy 10-1 ook jou week gevul met waarskuwings vir jou kinders. Daar's een waarskuwing in Sekunda wat van die begin af wat ek hier bly my aandag getrek het. En teenoor ek moes weer terugry na hierdie waarskuwing om seker te maak was ek reg. Julle moet my nou help oor hierdie waarskuwing. Ek het nog nooit op enige ander plek hierdie waarskuwing gesien nie. Die volgende waarskuwing by ons mall, het julle hierdie waarskuwing al gesien? Ek het nou al waarskuwings gesien oor wilde diere. Ek het al in Simonstad waarskuwing gesien vir pikkewyne. Op die N17 sê hy vir ons, daar's 5 km se eile om vooruit te kyk. Maar waarskuwing vir katte. En ek moet bely, en ek weet in die week het ons ook oor dit gepraat, ek hoor hoekom die waarskuwing daar is, maar in 2 jaar het ek nog nie een kat oor daai voetoorgang sien stap nie. Ek kyk uit na daai voetoorgang, en as jy nie weet waar hy is, jy gaan soek hom vanmiddag. Dis 'n goeie kyk, né? Maar dis daai waarskuwing. Daar's sekere waarskuwings wat jou nogal laat wonder. En as ek dink oor waarskuwings, is daar ook waarskuwings wat 'n mens soms laat glimlag. En dalk het julle as ouers al hierdie volgende waarskuwing gesien by restaurante of koffiewinkels. Children left unattended will be sold to the circus. En ek sien hier's mammas wat nou notas maak. Waar is hierdie restaurant? Dat ons vanmiddag gedraai gaan maak. Ek moet ook sê, ons het hierdie probeer, maar hulle wou nie ons kinders vat nie. Ja, so jammer, hy gaan nie werk nie. Maar daar's waarskuwings wat ons net laat glimlag. Dan is daar nogal skerp waarskuwings. Dis in Tamboerskloof, bo een van die populairste koffiewinkels onder Tafelberg, wat ons die volgende waarskuwing gesien het. Vehicles parked in front of this gate will be cheerfully disassembled and sold for parts. Nou hierdie persoon hy was moeg geweest dat mense voor sy hek parkeer. Dan is daar sekere waarskuwings wat baie voor die hand liggend is. Dalk het jy al van hierdie waarskuwings gesien. Kom ons kyk nou van die voor die hand liggende waarskuwings. Caution, remove child before folding. Hierdie een is my baie skerp. Remove the child before washing. Mamas, daar kan dit werk met badtyd. Jy was om jou klere en jou kinders gelyktydig. En dan kom ons kyk nou nog so 2 of 3. Do not iron while wearing the shirt. En dan nog so 2, dink ek, risk of fire. Ons wil mos nou vuur maak met hierdie hout. En ek dink daar is nog so enetjie, nee. Of dalk is daar nie nog geen nie. Okay, maar is 'n paar waarskuwings wat baie voor die hand liggend is. En nou kom Paulus en in Kolossense 2 kom hy met 'n waarskuwing. Hierdie waarskuwing, as ek dink oor hierdie waarskuwing, dan besef ek dis nie 'n humoristiese waarskuwing nie.
Dis ook nie 'n voor die hand liggende waarskuwing nie. Hierdie waarskuwing wat hy kom gee in hierdie gedeelte is eintlik baie krities. Want Paulus weet, dit word teen hy ons waarsku, kan ons verhouding met God totaal en al opmors. Dit kan dit skade aandoen en selfs vernietig. Dis 'n kritiese waarskuwing. Ek wil jou nooi, ons gaan nou teruggaan na hierdie skrifgedeelte toe. En ons gaan van die laaste vers af waarmee ek geëindig het, onsself opwerk na die eerste gedeelte toe. Hoekom skryf Paulus hierdie briewe? Dink gou vir 'n oomblik oor dit. Paulus word nie in die oggend wakker met 'n koppie koffie en dan dink hy, maar wat sal nou 'n nice ding wees om te skryf vir hierdie gemeente nie. Dis nie hoe hy werk in die Nuwe Testament nie. Daar's mense wat na Paulus toe kom en in hierdie geval het ons mekaar gesê, Paulus was nog nooit in Kolosse nie. Hierdie gemeente is geplant deur 'n man met die naam van Epafras. En Epafras het teruggegaan na Paulus toe vir hom gesê, hier's probleme in hierdie gemeenskap. Hier's sekere uitdagings in ons geloofsgemeenskap en ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar elke geloofsgemeenskap sit met uitdagings. Selfs ons geloofsgemeenskap. Ons het 'n paar weke terug, het ons baie nuwe lidmate voorgestel. Ons het weer 'n nuwe lidmate gesprek in die begin van Junie, as jy belangstel om dit by te woon. Maar hierdie gemeente bestaan nie uit perfekte mense nie. En nou moet jy nou amen gesê het. As jy 'n gemeente soek wat perfek is, moenie hier aansluit nie. Nou praat ek teen ons. Want hierdie is nie 'n perfekte gemeente nie. Ons het ook uitdagings. En in hierdie geloofsgemeenskap is daar bepaalde uitdagings wat hulle beleef. En dan kom Paulus teen die einde en hy sê, in vers 9 en 10, hy sê, in hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle, sê hy, in sy volheid. Met ander woorde, hy sê weer eens vir ons dat Jesus is God in lewende lywe. As jy wil sien wie God is, kyk in die rigting van Jesus. Hy sê die volheid van God lewe in Christus. En wanneer ons, jy en ek, ons lewens oopmaak vir God, as hy leier word van ons lewens, jy wat gedoop is nou onlangs, dan weet ons, die volheid van God is ook in ons. Dis in jou. En dalk sit jy vanoggend hier en jy kyk na jou lewe op 'n bepaalde manier en jy vra, maar wat is die betekenis van my lewe? Dalk ervaar jy jou werkskollegas kyk na jou op 'n bepaalde manier. Jou lynbestuurder kyk na jou. Die gemeenskap kyk na jou. Jou familie, jou ex se familie kyk na jou op 'n bepaalde manier. En jy wonder, maar is my lewe die moeite werd? As mamma, sit jy vanoggend dalk hier en jy die vraag, maar is ek genoeg? Dit voel vir my baie keer, ek is net nie genoeg vir al die rolle wat ek moet vervul nie. En ek wil vir 'n oomblik dink aan enkel mammas. Daar's soveel hoede wat jy moet dra, by jou werk, by jou huis en in jou gesin. Is ek genoeg? Kan ek jou terugneem na hierdie gedeelte toe vanoggend? Dat hy kom in Kolossense en hy sê vir ons, in hom is die volle wese van God beliggaam en in verbonde met hom deel julle, sê hy, in sy volheid. Hoor hoe sê van die ander Afrikaanse vertalings dit, die Nuwe Lewende vertaling sê, en omdat julle een is met Christus, sê hy, deel julle in sy volheid. Die Amplified vertaling sê, and in him you have been made complete. Dis in Christus wat ons in hierdie volheid van God kan lewe. Die prentjie wat hy gebruik en die Griekse taal, Hebreëus is 'n baie ryk taal. Dis 'n prentjietaal. En die prentjie hier vir hierdie woord complete, vir die woord volheid, is die prent van 'n skip
En daar kan jy dink aan 'n vragskip. 'n Skip wat regmaak vir sy reis. En die kaptein wat vra, net voor hulle vertrek, is alles en almal aan boord. Alles is aan boord. En sien hierdie prentjies, hy sê, jy's geestelik, deel in die volheid van God. You've been made complete. Dis soos hierdie vragskip wat gelaai is en alles wat jy nodig het vir jou reis is daar vir jou. As pa, as ma, as man, as vrou, as tiener. Die vreugde wat jy en ek nodig het vir ons reis is te vind in Christus. Die vrede wat jy nodig het. Die rigting wat jy nodig het, die krag wat jy nodig het vir jou lewensreis is te vind in Christus. Maar nou kom Paulus met hierdie waarskuwing. In vers 8 vind ons hierdie waarskuwing. Hy sê, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Hy sê, dis dinge wat berus op die oorlewing van mense, op wettiese godsdienstige reëls. Hy sê, en nie op Christus nie. En daai woordjie, daai term wegvoer, is letterlik om weggevoer te word as 'n slaaf. Nou, dis amper asof jy hierdie oorlogsbuit is. Is asof jy, die een Afrikaanse vertaling sê, jy word op sleeptou geneem. En ek onthou 'n paar jaar terug as jong paartjie, ek en Alida was daar in Nysna se wêreld en op 'n plaas gaan staan ons kar. En daar's 'n vriendelike, hulpvaardige boer wat vir ons sê hy sal ons terugvat Nysna toe. En hy maak ons vas in sy bakkie, sleeptou in die bakkie, ons Golfie, GTS Golfie 1800. En hier moet ek net agter hom, ek's op sleeptou. So as hy versnel, moet ek versnel. As hy stadiger, moet ek stadiger. As hy van bane verwissel, moet ek van bane verwissel. En so is ons deur die bergpas, daai 20 kilometer, en ek moet volg, want ek's op sleeptou. En nou sê Paulus, maar dis presies wat gebeur, hy waarsku ons. Hy sê, daar's sekere dinge wat jou op sleeptou kan neem, wat jou 'n gevangene kan maak, wat jou geestelik kan ontvoer. En hier's die ironie. Die ironie is dat Paulus skryf hierdie vanuit 'n tronk. Hy's 'n gevangenes. En hy kom wys vir ons iets kern, dat jy kan fisies in 'n gevangenis wees, agter tralies, en geestelik vry wees. Jy kan fisies vryloop en geestelik in 'n tronk wees. Ons kan nie uitstap, ons kan in Geskoenda rondstap, ons kan Pretoria toe gaan, Johannesburg, Kaapstad, en rondstap vrylik, maar jy kan geestelik in 'n tronk wees. Daar kan iets wees wat jou vashou. Wat was dit vir die Kolossense mense? As ons 'n formule moes skryf vir die mense in Kolosse, sou dit as volg gelees het. Jesus plus, en dan wil ek so oop spasie sit, is gelyk aan 'n vervulde lewe. Kom ons sit ons voet vir 'n oomblik in hulle wêreld. Wat was dit vir hulle? Vir hulle was dit Jesus plus Joodse godsdiens. Al hierdie feeste en rituele. En terloops, in ons tyd is daar 'n beweging wat ons wil terugvat ook na baie Joodse gebruike. Pas op. Vir hulle was dit Jesus plus hierdie Joodse gebruike is gelyk aan 'n vervulde lewe. Paulus sê vir ons, vir hulle was dit ook gewees Jesus plus filosofiese idees, en daar's niks verkeerd met filosofie nie, maar wanneer ons lewens, ons identiteit wil bou op hierdie filosofie en nie vind in Christus nie, dan raak dit 'n rooi vlag, is gelyk aan 'n vervulde lewe. Ons weet wat was dit vir hulle. Maar hoe sal daai formule lyk vir ons wat vandag hier in Sekunda sit? Daar's 'n paar opsies. En 'n manier om dit uit te vind, moet ons dalk vra, as ek hierdie sin moet voltooi,
as ek dit kan doen of kry, sal ek 'n vervulde lewe hê. Wat sal dit vir jou wees? Ek wil 'n paar opsies noem vir oggend en dalk is daar nog opsies wat jy kan byvoeg en ek wil jou nooi om dit ook by te voeg terwyl jy oor dink. Ek dink vir ons is dit baie keer Jesus plus dinge is gelyk aan 'n vervulde lewe. Daar's niks verkeerd met dinge nie. Maar die probleem is wanneer daai dinge ons begin besit. Jesus het in die evangeliese kom en hy het gesê, daar's een ding wat wedywer om die plek van God in jou lewe in te neem. En hy kon klomp dinge genoem het. Maar die een ding wat hy noem, hy gebruik die woord mammon, geld, besittings. Dit is die een ding wat wedywer om God se plek in ons lewens in te neem. En ek wonder baie keer, hoeveel van ons kom op so 'n plek waar dit vir my Jesus en dinge is. Wat my oë laat oopgaan het in hierdie week, is dat die mense in Kolosse het nie Jesus een kant toe gestoot en gesê, nou soek ons net hierdie ander dinge nie. Nee, dit was vir hulle Jesus en dinge. Jesus was nie vir hulle genoeg nie. En net so kan dit ook in ons lewe gebeur, dat ons nie noodwendig vir Jesus een kant toe stoot nie, maar ek kan iemand wees wat sê, ek is elke tweede week in die kerk, ek's betrokke in bediening, ek gee vir mense, ek doen goed in my gemeenskap, ek stoot nie Jesus een kant nie, maar dis Jesus en dinge. Ek begin my identiteit te vind in dit wat ek het. Ek wil 'n tweede opsie noem. Jesus en die aanvaarding van 'n sekere persoon is gelyk aan 'n vervulde lewe. En daai sekere persoon kan enigiemand wees. Dit kan 'n kollega wees, dit kan 'n bestuurder wees, dit kan 'n familielid wees, dit kan 'n huweliksmaat wees. Waar ek voel as ek net daai persoon se aanvaarding kan kry. Ek het 'n vraag vir jou. As dit vir jou Jesus en daai persoon se aanvaarding is, wat gaan jy doen as jy nooit daai persoon se aanvaarding kry? En weer eens, verhoudings is belangrik. Ons is gemaak om lief te hê en om ook liefde te ontvang. Maar daar's 'n lyn wat ons baie keer oorsteek waar ek voel, maar ek vind my identiteit nie in wie Christus sê ek is nie, maar ek vind my identiteit in die aanvaarding van hierdie persoon of van hierdie groep mense. Dis in Kolossense 1 waarmee ons begin het, waar Paulus kom en hy sê, jou en my aanvaarding lê in Christus Jesus. Dis Jesus wat vrede gemaak het ook tussen jou en God. Hy het daai muur afgebreek, die vyandskap is vernietig. Jy het beweeg van vyand na vriend. En hy nooi ons om ons identiteit nie net in aanvaarding van ander te vind nie, maar in aanvaarding van hom. Ek wil 'n derde opsie noem en ek wil nog so 2 of 3 opsies noem. Jesus en sukses is gelyk aan 'n vervulde lewe. Weereens, daar's niks verkeerd met sukses nie. Ek staan nie op 'n Sondagoggend op en kom kerk toe en dink, maar ek hoop hierdie gaan die slegste preek van my lewe wees nie. Natuurlik, doen ons bes, ons werk hard, ons kom ons verantwoordelikhede na. Maar dis wanneer ek daai lyn oorsteek en sukses my identiteit word. Hoe toets 'n mens of sukses my identiteit geword het? Hoe hanteer ons mislukkings? Hoe hanteer jy 'n mislukking in jou werk, in jou persoonlike lewe? Voel dit vir jou alles val uitmekaar? Daar gaan alles? Of sien jy 'n mislukking ook as 'n leergeleentheid, 'n vormingsgeleentheid in jou lewe? 'n Volgende een, Jesus en romantiese verhoudings is gelyk aan 'n vervulde lewe. Kan ek vir 'n oomblik praat met enkellopenes hier? Ons sê afgelope paar maande sien ons soveel jong mense invloei in die gemeente, enkellopenes, dalk is jy enkelloper. En ons het ergens in hierdie mite ingekoop, dat ek het 'n romantiese verhouding nodig om vervuld te wees.
Ek dink daai 90s film, Jerry Maguire het iets te doen daarmee. Het julle dit al gesien? Waar Tom Cruise sê, kan julle onthou daai bekende lyn waar almal tissues uithaal en dink, pragtig. Hy sien hierdie meisie en sê hy, you complete me. Dis so 'n mooi lyn, maar dis swak teologie. Ek vind nie my vervulling in 'n ander persoon nie. Ek vind my vervulling in 'n Christus. En baie keer dink ons maar, as ek net in hierdie romantiese verhouding kan wees, dan gaan my eensaamheid weg wees. As ek net kan trou, dan gaan ek vervuld kan wees. Maar ware vervulling lê nie in 'n romantiese verhouding nie. En ek weet, as 'n getroude man is dit baie maklik vir my nou om te sê. As jy enkel loop en gaan jy dalk vir nou sê, dis vir jou maklik om nou te sê. Maar ek weet dit. Dat ware vervulling lê in Christus. Kom ek noem nog een voorbeeld. Baie keer sal ons sê dat Jesus en 'n sekere geestelike ervaring is gelyk aan 'n vervulde lewe. En die gevaar hier is dat ons baie keer 'n hiërargie vorm in geloofsgemeenskappe. Dat jy moet eers hierdie ervaring hê, dan is jy nou 'n eerste klas Christen. En ons hierdie hiërargie, en baie keer voel ons maar, ek is net nie goed genoeg nie. En as ek terugdink aan my lewe as 'n jong kind van die Here, was daar 'n bepaalde geestelike ervaring wat ek nagejaag het, en ek het altyd gevoel soos hierdie tweedehandse Christen, want ek het nooit 'n ervaring gehad nie. Tot ek moes besef, dis nie Jesus en hierdie ervaring nie. En ervarings is so goed, dis so belangrik, ons moet ervarings hê, en ons loop met die Here. Maar ek vind nie my identiteit in daai ervaring nie. Ek hoop dit maak sin. Kom ek sluit af. As jy vandag daai sinsnede moes voltooi, Jesus plus, wat is daai spasie vir jou? Is daar iets wat jy gevoeg het, of voeg by Jesus? Paulus kom met hierdie waarskuwing. Ons lewe is gevul met waarskuwings. En een van die waarskuwings waarmee ons baie bekend is hier in Mpumalanga, is op ons paaie, die waarskuwing oor slaggate, nie waar nie. En wanneer jy ry, ek ry, moet ons versigtig wees, en ons sien en ons ken hierdie waarskuwing. Ons moet hierdie waarskuwing ook gehoorsaam. Maar ek kom agter, daar's iets op ons paaie wat nog gevaarliker is as die slaggate. En dis 'n sinkgat. Hoekom sê ek 'n sinkgat is gevaarliker? Dis van julle wat meer weet hieroor as ek, en ek wil die bietjie wat ek net nou oor gedink het, wil ek met jou deel. Dat 'n sinkgat word gevorm van onder die grond. En skielik val dit ineen. En nou kom Paulus, en ek vir jou, ons het begin met die laaste vers, en ons het opgewerk na die eerste vers toe. Die eerste vers in die gedeelte, vers 6 tot 7, kyk wat sê hy, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. En hy verduidelik ons verhouding met Jesus Christus, en hy gebruik hierdie term van, ons is in hom gewortel, op hom gebou. Met ander woorde, daar's 'n sterk fondasie, in hom gewortel, daar's 'n diep werk wat God in ons lewens wil kom doen. En daarom dink ek aan hierdie beeld van 'n slaggat en 'n sinkgat. Dat ons moet, ek wil jou nooi vir dit, om uit te kyk na, wat is dit wat onder die oppervlak van jou en my lewe gebeur? Is ek werklik diep gewortel in Christus? Is ek werklik op hom gebou, die sterk fondasie van my lewe? Of het ek toegelaat dat hierdie grond amper soos
is soos 'n slaggat hieronder, vir die grond uitgedolwe word, en hier 'n holte gevorm word in my lewe, en kort verlang val dinge in mekaar. En daarom nooi ek jou vanoggend, hier is die uitnodiging vir jou en my, uit Kolossense 2. Dis 'n uitnodiging en 'n waarskuwing. Dis nie Jesus plus nie, dis Jesus. En mag ons identiteit en ons lewe vind in hom. En ek wil jou nooi ook vanoggend, ons gaan weer saam hierdie lied sing, net U. En mag dit vir jou ook 'n belydenis vanoggend wees, van Here, dit gaan nie oor U plus ander dinge nie. Dit gaan oor net U. Kom ons staan saam, dan gaan ek vir ons saam bid. Here, baie dankie vir hierdie brief wat ons het, die Kolossense brief. Die brief wat vanoggend na ons toe kom op hierdie Moedersdag in 2025 met 'n baie sterk waarskuwing. Dis nie Jesus plus nie, dis Jesus. En vanoggend as 'n gemeente, as 'n gemeenskap, wil ons bely, Here, dit gaan net oor U. Net U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.